Nou so 'n paar maande terug kry ek 'n WhatsApp van iemand, maar ek weet ongelukkig nie wie die outeur is nie, maar ek wil dit graag vir u lees. Dit sê, as dit goed gaan, laat dit goed gaan. Maar moenie dat die goed kop toe gaan nie. Behou jou medemenslikheid en wees nederig. Die pad wat jy stap, is 'n pad wat met genade aan jou toevertrou is en nie uit eie krag nie. Los jou pad skoon, want dalk, net dalk, moet jy môre weer daar dieselfde pad terugstap. So ek wil hê jy moet 'n woord of twee van hierdie onthou terwyl ons gaan praat om die woord. Die goed, as dit goed gaan. Nou ons teksgedeelte vir vanoggend vind ons in Matteus 6 vers 19 tot 21. En hierdie gedeelte sê, ek dink dit is alom bekend, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel nie, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ek weet nie wie van u het so 'n paar maande gelede gesien toe hulle 'n onderhoud met Elon Musk en sy seentjie met die naam X gehad het nie. Nou ons almal weet, hulle het so in die laaste maand of wat aangekondig dat Elon Musk is nou die rykste persoon in die wêreld of op aarde. En in hierdie onderhoud het daar verskeie goed ter sprake gekom. Maar toe hulle met die seentjie praat, met X, toe sê hy, of toe vra hy die vraag, is ons nie in die moeilikheid nie? En die onderhoudvoerder wou toe probeer hoor van hierdie seentjie van 5 jaar oud, hoekom sal hy so iets sê? Sy amper teenvraag vir sy antwoord was, gee ons genoeg? Aristoteles het onder andere gesê, om te leef is om dinge te doen en nie om dinge bymekaar te maak nie. Kom ons sluit ons oë. Here, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. U woord is ewig lewegewend. En daarom is dit ons begeerte om daarvolgens te leef. Nou ek wil graag vanoggend met u 4 gedagtes deel rondom ons boodskap vandag. Hoe leef jy? En die eerste gedagte het in my hart ontstaan seker omtrent 15 jaar gelede. Ek was op die vliegtuig en ek het met die Here gesels oor hierdie ding van sukses. Hoekom is die lewe 'n gejaag na sukses? En ek weet daar is sommige mense wat sou sê, 'n mens moenie in 'n preek nou met letters werk nie. Ek dink eerder, ek werk met my hart. So ek wil die woord sukses, die letters gebruik, om net so vinnig vir iets te sê, rondom die beroepslewe of wêreld,
en rondom ons geloofslewe as kinders van die Here. So in die vliegtuig daardie oggend, terwyl ek met die Here worstel oor hierdie saak, kom dit binne, ek wil amper sê sekondes, kom hier gedagtes in my gees. En ek skryf op my vliegkaartjie, daai afskeerstrokie, maak ek notuitjies. En ek het sê, Here, daar's 'n rede vir hierdie een dag, moet ons hieroor gesels. So die S van sukses, die eerste een, wil ek vir u sê van 'n wêreldskant af, het dit dikwels met baie spanning en stres te doen in die beroepswêreld. Van die geloofslewe en die oogpunt van 'n kind van God, het hierdie eintlik met iets anders te sprake. Dit gaan oor selfaflegging. Hy moet meer word en ek minder. Die U het vir my in my hart gekom as die uitkoms. In die leefwêreld daar buite is die uitkoms normaalweg rondom prestasie, rondom resultate en in die besigheidswêreld rondom wins. Uitkoms vir u en my in die geloofslewe is God se droom en sy wil vir jou lewe. Daarom wil ek vir u sê, moet ons so versigtig wees in watter rigting ons beweeg. Hoe leef jy? Die K het vir my in die buitewêreld baie van 'n kapitalistiese ondertoon. Dit het te doen met bymekaar maak van dinge en goed. Want dit is dikwels hoe die wêreld ons meet. Wat het jy al bereik teen jy 30 was? Teen 45 moet jy mos in jou loopbaan piek. En dan behoort jy mos in 'n senior posisie te wees. Soms maak dit dat ons slawe van skuld word. As ek na die K in die geloofslewe kyk, dan sê dit vir my, neem jou kruis op en volg my. Ek gaan in punt nommer 2 so 'n bietjie meer daarna verwys. Die volgende S van sukses is in die besigheidswêreld vir my 'n verwysing na die soeke en die vervulling en die sinvolheid in dinge en goed. Dit het daarom dan baie keer te maak met die motorsleutels wat jy op die tafel sit. Dit het te doen met die huisadres. Dit het te doen met wat die woord van praat in Matteus 6, as ons daar later gaan lees in vers 31 tot 34, dan praat hy oor die grootsheid van die lewe. Dis die sukses in die buitewêreld. Vir die gelowige is sukses die samelewing. To serve others. Die diepste betekenis van ons lewe lê opgesluit in die omgee vir ander. Die E van sukses is vir my 'n verwysing na die eie ek. In Engels sê hulle mos daar's 3 mense wat geweldig belangrik in jou lewe is. Me, myself en I. Dis wat die wêreld vra, want jy moet bo uitkom. In die geloofslewe is die E vir my wat ons vanoggend so wonderlik gedoen het. Eer aan God. Tot eer van God.
En dan wil ek daar vir u vra, weet u wie eintlik God is? Maar meer nog, weet u wie God eintlik is? Die laaste S van sukses in ons leefwêreld is waar status dikwels die fundament van ons identiteit is. Maar hoe wonderlik dat in die geloofslewe, as jy jou hart en siel vir die Here gegee het, is dat ons selfbeeld en ons identiteit is gesetel in die feit dat ons geskep is na sy beeld en gelykenis. Weinig minder as 'n hemelse wese, en hy het ons met eer en heerlikheid gekroon. Dis die eerste gedagte rondom hoe leef jy? Waar pas jy in hierdie sukses verhaal? Nou Pieter Pollock skryf in sy boek God se snelbouler, en daar's so baie wat ons daaruit kan leer, maar hierdie een sinnetjie het vir my soveel beteken. Hy sê die manier waarop ons aan die lewe deelneem is belangriker as wen of verloor. Die manier waarop ons aan die lewe deelneem. Hoe neem jy deel? Hoe leef jy? My tweede gedagte vanoggend met u is die gedagte van neem jou kruis op. Lukas 9 vers 23 tot 25 sê vir ons, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Nou ek dink jy almal weet dat in harmonie ons dikwels verwys na ons geloofreis as 'n leefstylkeuse. Wat beteken dit? Ons is medewerkers en diensknegte in God se koninkryk. Daarom behoort ons tyd, ons energie, ons gawes, ons passie en selfs ons rykdom in ewige dinge te belê. In skatte in die hemel. En ek dink hierdie is niks minder as dade van hoop nie. Dis niks minder as dade van geloof nie. En dit is ook niks minder as dade van liefde nie. Jou leefstyl keuse. Die woord sê ook vir ons, God se juk is sag en sy las is lig. Maar miskien, net miskien, dra jy 'n swaar en harde las. En dalk dan is dit nie God se kruis nie. Wees versigtig hoe jy leef. Ons skatte in die hemel word ook nie in geld, waarde en dinge en goed gemeet nie, maar in momente in die lewe. En hier veral vir my is dit momente van omgee. Hierdie momente kan verskeie goed insluit, maar laat toe dat die Heilige Gees op jou hart druk. Momente van omgee. Van omgee vir jou gesin.
van omgee vir jou familie, van omgee vir jou geloofsfamilie, van omgee vir vriende, van omgee vir kollegas, van omgee vir behoeftiges, van omgee vir hulle wie bedroef is, en van omgee vir siekes. Barbara de Angelis het die volgende so mooi gesê. Sy sê, love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them. And they bless you, the giver. Het jy mooi gehoor? Wanneer jy liefde en goedheid, momente van omgee in mense se lewens indra, seën dit eerste vir jou, maar dit seën ook die ontvanger. Voorwaar 'n skat in die hemel, as ons kruis so kan dra. My derde gedagte is die gedagte van wees heilig. Nou ek weet nie of u al in u geloofsreis hierdie woorde gehoor het nie. Ek het al, en dis vir my verskriklik hartseer, wanneer mense sê, ja, maar hy hou om ons heilig. Het jy dit al gehoor? Maak dit seer? Dit maak my seer. Hy hou hom heilig. Kom ek verras u as u dit nog nooit gehoor het nie, met God se woord. 1 Petrus 1 vers 16. Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hoor u hierdie woord? Dis 'n opdrag. Jy kan jou nie heilig hou nie. Dis hoe jy wil leef, is om heilig te leef, want hy is heilig. Nou in die vroeë kerk het dikwels, was daar 'n soort van 'n heiligheid rondom kerkleiers geplaas. Om hulle, op hulle. Daar was selfs 'n heiligheid in geboue geplaas. Dit het ook gebeur in die afgodediens, dat die plekke waar die afgode dan sogenaamd sou voorskyn, dat dit het en was beskou as heilige plekke. Christus wil egter hê ons moet onsself met hom vereenselwig. Ons moet onsself met hom identifiseer. Ons moet onsself met hom assosieer. Ons moet hom volg. Ons moet heilig leef soos Jesus. Heiligheid het daarom nie te doen met my status, my pos of my bediening in die kerk of in die samelewing nie. Maar dit het te doen met my verhouding met die lewende God, met Jesus Christus. Dit het te doen met my leefstylkeuse om juis hom te volg. Kan ek vir u sê dat u tas nie God se heiligheid aan as u heilig leef nie. Ek wil hê u moet hierdie vanoggend vat. U tas nie God se heiligheid aan as u heilig leef nie. Nee. Ek wil dit vir u sê. U kroon hom as koning en Heer as u so leef. U kroon hom as koning en Heer as u heilig leef. En dit is nog 'n skat in die hemel wat u bymekaar maak. My laaste gedagte
noem ek leef dankbaar. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê so mooi, wees in alles dankbaar. Hoor nou, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Besef ons wat die woord sê. Dit is God se wil dat ons dankbaar sal leef. Ek het nog so 2 teksies wat ek graag wil aanhaal, wat nie op die bord sal wees nie. 1 Timoteus 6 vers 8. Hy sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Hoor u wat hierdie teks sê? Tessalonisense sê, wees dankbaar, dis God se wil vir ons. Timoteus sê, wees vergenoeg. Maar dan is hier nog 'n mooi woord vir hierdie selfde gedagte van leef dankbaar in Hebreërs 13 vers 5. Hy sê julle gedrag, hoor, moet. Dit klink vir my weer soos 'n opdrag. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Hoor nou, wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, en kyk nou wat doen hierdie teks. Hy gee 'n opdrag, hy sê ons gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Dan sê hy, wees tevrede met wat julle het. Maar hoor nou hier, as jy dit doen, is daar 'n belofte. En ek dink baie van ons haal net hierdie gedeelte aan wat ek nou vir u gaan lees. Ons haal net die belofte aan, maar ons onthou nie dat ons eers moet vry wees van geldgierigheid en dat ons tevrede moet leef nie. Hoor wat sê hy? Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat 'n belofte as jy leef vir Jesus. Ek wil daai gedagte saamvat met daai 3 woorde van hierdie 3 tekste. En dan wil ek vir u sê, dit voel vir my, as jy dankbaar leef, sal jy vergenoeg en tevrede wees. Dis hoe dit in my hart voel. Here, dankie, dankie vir wat u vir my doen. En dit maak my tevrede en vergenoeg. Ek wil ook 'n anonieme aanhaling doen om hierdie leef dankbaar saam te vat. Hy sê dankbaarheid is om gedurig bly en verwonderd te dink aan die Gewer en sy gawes. Is dit nie kosbaar nie? As jy dankbaar leef, om gedurig bly en verwonderd te dink aan die Gewer en sy gawes. Nou, ek en my ousus, saam met Erika en ek dink haar oudste broer, ons het al gesê, mens kry maar soms mense nou, daar is seker Afrikaanse woorde ook, wat hulle sal knorrig noem, wat baie keer, dan klink 'n Engelse woord maar so, of hy bietjie meer sê. Wat hulle sê, daar is baie mense wat grumpy is. En ons het vir mekaar gesê, ons gaan mekaar aanpraat as kinders van die Here, as jy so grumpy wil wees. Want ons wil dankbaar leef. Kan ons so besluit neem? Here, ek wil nie grumpy wees nie. Ek wil kind van God wees en dankbaar leef en heilig leef, my kruis opneem en omgee momente vir hulle om my. Nou Hugo, ek het nie gevra of ek mag nie, maar hierdie het in my hart gekom.
Oktober is ook die maand waarin ons dankbaarheidsoffers na ons gemeente bring. U weet mos die gemeente se naam is Harmonie. U bring dankbaarheidsoffers deur tyd te gee, deur geld te gee. Dis die maand wat ons so bietjie daai lig op dit gooi. So ek wil vir u vra, kom ons gee uit dankbaarheid. Want dan maak ons skatte in die hemel bymekaar. Het jy gehoor wat die woord gesê het? Moenie bymekaar maak waar mot en roes verniel nie. Maar maak in die hemel bymekaar. Maak bymekaar deur in jou buitelewe die woord sukses te kyk in watter rigting jy beweeg. Maak skatte in die hemel bymekaar deur jou kruis op te neem en verander om te gee. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar deur dankbaar te leef. Maak vir jou skatte bymekaar waar geen mot en roes verniel nie. So ek gaan vra dat ons voorsangers en ons leiers kan vorentoe kom, want ek wil afsluit met kort gedagtes. So terwyl hulle bykans hierbo is, wil ek net vanoggend se woord vir u met 2 vragies en dan miskien 'n stelling saamvat. Die eerste vraag is: waar is jou skatte? Want jy sien, as ons na die woord kyk, dan sê dit, waar jou skat is, sal jou hart wees. As jy nie seker is nie, dan wil ek vir jou vra, waar is jou hart? En dan, die antwoord daarin lê vir my in jou leefstylkeuse. En daar's 2 goedjies wat die Here op my hart gedruk het. Jou leefstylkeuse om radikaal anders te leef as die wêreld. Radikaal. En die tweede gedagte sluit aan by wat Hugo verlede week oor gepraat het. Om intentioneel dankbaar te leef. Sal u so leef? Amen.